Dis goeiemôre, good morning. As jy die afgelope 15 jaar gereeld aanlyn was, het jy 10 teen 1 al een of twee van Cobus Galloway se grappies raak gesien. Die man agter Idees vol Vrees skakel in om te gesels oor sy unieke styl, sy storie en waar al hierdie idees vandaan kom. Cobus, welkom by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, lekker om so vroeg by julle te wees. Lekker vroeg, ja. Vat ons terug na waar Idees vol Vrees begin het en hoe dit ontwikkel het tot wat dit vandag is. Ek dink mense moet ver terug gaan. So ek is maar skaam introvert seentjie gewees en toe het ek altyd teken gebruik as 'n uitlaat en ek wil nou nie my ouderdom weggee nie, maar so 1999 toe begin ek 'n spotprint reeks en dit raak toe 'n groot ding nog voor Facebook se pages gehad het. En toe in 2011 te kontak 'n maatskappy my of 2010, dis hulle hou opteken, ons wil 'n animasiereeks maak. Kry so lank vir jou iets anders om jou besig te hou. Toe kon ek nie meer daai ou spotprint reeks teken, dit is met die hand geteken, my 8 ure bladsy gevat. Toe begin ek dit net digitaal doen en opsny in blokkies as Idees vol Vrees. Dieselfde ding wat ek al vir hoe lank doen van ek 'n seentjie was. En toe die digitale era oorneem, toe was ek net een van die eerstes op die wa en toe raak dit hierdie groot storie en ek het net 11 vriende invite op Facebook om vir hulle 'n paar spotprente te wys en nou is daar 500,000. Dis ongelooflik en nie net die groot sosiale media teenwoordigheid wat jy het nie, maar daar is handelsmerke wat jou nader om amper vir hulle sulke klein advertensies te maak. Dit is seker ook vir jou iets wat jy geniet, want nou is dit iets wat jy begin het, wat mense nou regtig die waarde daarvan sien en hulle handelsmerk wil gebruik, of jou werk wil gebruik om hulle handelsmerk te bevorder. Ja, ek dink dis 'n goeie uitlaat vir maatskappye, want dit is 'n stokperdjie vir my wat in 'n besigheid verander het. Ja. En nou kan maatskappye my volgeling gebruik in plaas van om 'n koerant te nader. Nou het jy hierdie nuwe mark wat presies Afrikaans is, presies hou van 'n sekere produk of diens en jy kan dit gebruik as 'n uitlaat. So dis 'n hele nuwe ding daar buite vir advertensiewese in geheel wat niemand anders doen nie. Jou humor is nogal skerp en soms effens donker. Was jy nog altyd so of het dit oor tyd ontwikkel? Ek dink donker is 'n relatiewe naam om te gebruik of 'n woord om te gebruik, want wat is die maatstaaf van donker? Iets wat dalk vir jou donker is dalk vir my 'n norm. So hulle sê mos donker humor is soos lopende water in Johannesburg. Nie almal kry dit nie. So dit is al vir jy moet weet en hoe ouer ek geraak het, toe ek 23 of 24 was, ek dink ek was 24 toe ek Idees vol Vrees begin het, ek word nou 40 volgende maand. So my denkwese daai tyd is nie dieselfde as nou nie, so deur om sekere grappies te maak wat dalk onvanpas was daai tyd, is dalk nie nou nie en andersom, en so groei jy ook om te sien, ek moenie dit doen nie, dit werk beter, of jy is nie nou mee besig met 'n stokperdjie, jy is nou besig om 'n besigheid te bou. So my humor is maar nog meeste van die tyd skoon, my grootste mark is kinders, skoolboeke, skoolhandboeke, idioomboeke. So mens moet maar jou fyn lyn trek om nie op tone te trap nie. Ja, ek is ook so mal daaroor dat humor gebruik word om die taal te koester en dit is net vir my so lekker om jou goed te lees en om te dink hoe skerp jy eintlik is. Maar dit is seker deel van jou kreatiewe proses, dat jy met doelbewus dink aan idees, of is die inspirasie iets wat jou onverwags tref? Ek dink dit gaan altyd van daai wees. Ek weet ek begin het ek altyd ietsie neergeskryf, as ek kan onthou, dan maak ek 'n notaboekie en ons honderde idees neergeskryf. En baie keer ek en jy sal nou byvoorbeeld praat oor April Fool's Dag of Gekkedag, dan sal ek dink, okay, die onderwerp is Gekkedag, wat kan ek doen in verband met dit en die petrolprys? So as ek in 'n gesprek is, kan dit iets van self bring, of ek sal dit neerskryf sodra ek aan ietsie dink. So ek het altyd my lysie, maar die meeste van die tyd kom dit van self. In die oomblik, dis maar soos iemand wat wiskunde gee, hy maak somme in sy kop heeldag. Ja, ja. Jy het al 'n groot verskeidenheid werk gedoen oor jare. Hoekom dink jy resoneer mense so sterk met die spesifieke styl waarmee jy werk? Ek dink omdat dit reg is. Ek dink ek doen dit vir die regte intensies. Ek het dit begin as 'n gawe wat ek gekry het. Dis nie iets wat ek gesê het ek gaan nou begin influencer video's skiet net om geld te maak, of ek wil nou hierdie doen
vir XYZ redes nie. Ek dink die mense sien ek is Afrikaans, ek bemark Afrikaans, ek bevorder Afrikaans en soos wat dit in skoolhandboeke gebruik word en eksamens gebruik word, voel ek ook amper soos 'n pappa vir baie kinders, want ek het al so baie kinders deur skool gesit sonder dat ek eers wou of dat dit die doel was hoekom ek Idees vir Vrees begin het. So ek dink die eindresultaat is my gawe en my werk help ander mense indirek en ek dink dis wat my aanhou om dit te laat doen ook. Ja, ek is so mal daaroor, want as 'n mens leer deur middel van humor, is dit altyd amper makliker om te onthou wat dit is wat jy leer. As jy moet kies, watter van jou illustrasies staan vir jou uit as gunstelinge of waarop jy die trotste is, wat sal jy uitsonder? Dis 'n moeilike een, want ek het al oor die 2000 verskillendes gedoen en ek bring nou volgende maand my 8ste boek uit. Elke boek het ook so 150 spotprente in. So dis maar om vir 'n ma van 2000 kinders te vra wat se kind is jou gunsteling. Ek bedoel, ek kan net nie voor die ander 1999 sê nie. Maar ek dink dit sal een van die eerstes wees wat ek dalk geteken het ook want dit was maar net die eerste toon in die water gesit en toe gaan die hele lyf in. Ja. So daar is jy gunsteling. Ek dink die gunsteling is maar wat die mense ook die gunsteling maak. Laat beland het of waaroor jy later bietjie anders gevoel het of anders gedink het en sê, miskien het ek dit bietjie ver gevat. Ja, daar was so 1 of 2 oomblikke, maar ek was, soos ek laas gesê het, 24 jaar oud gewees, so Ja. dit was nog net daar toe Twitter, dan tweet jy vinnig iets, dan besef jy bietjie later, soos, ek moenie eintlik, bietjie too soon, soos wat hulle in Engels sê, maar ek bedoel, so het jy ook geleer, enige ding enige fout wat jy maak is 'n leerproses ook, so, maar spotprente nie noodwendig, en nee, ek probeer altyd die neutrale persoon wees. Ja. Baie mense weet nie jy's ook 'n advertensieskrywer nie, maar hoe verskil daardie kreatiewe werk van jou spotprente of help dit mekaar? Ek dink meeste advertensies wat ek skryf is vir my 'n wonderlike ding om te doen. Ek hou van TV-advertensies skryf. Dis ook humor soos Idees vir Vrees, maar in TV-advertensies jy kan nie net 'n grappie maak omdat 'n grappie is nie. Daar's 'n struktuur wat jy moet volg. Daar's 'n sekere doel wat jy het en elke sekonde kos geld. So jy kan nie nou gaan in 2 minute setup hê vir 'n 1 sekonde punchline. So dit is amper dieselfde, maar jy volg sekere riglyne en jy werk volgens 'n doel. Jy kan nie net gaan hier is 'n snaakse mannetjie en hulle sê twee goed nie. Maar humor sal altyd dieselfde bly, want dit is maar my tipe styl en hoe ek humor oordra. Kobus, ons het so 30 sekondes oor, wat hou jou na oor as 'n dekade en 'n half nog gemotiveerd om aan te hou skep en aan te hou mense laat lag? Ek eerlik te wees, ek kry my tye wat ek dink hoekom doen ek dit, moet ek net ophou en hier is 'n simpel ding wat ek doen, maar ek dink die sukses is gespansport, en mense wat my ondersteun, soos my online winkel, ideesvulvrees.com is ook 15 jaar oud hierdie jaar gewees, en mense wat my boeke koop, kinders wat ek deur skool sit met my humor, hulle leer van my werk af, ek dink dis wat my dryf en my laat aanhou, al sukkel ek soms. Baie dankie Kobus, was nou heerlik om met jou te gesels en asseblief hou aan skep en hou aan snaaks bly ingeskakel, dit is net hier na tyd vir bietjie musiek saam met Roan de Tooi, so moet nêrens heen gaan nie. Goeiemôre, good morning, is nou terug.